Dis vandag die laaste dag van die jaar. Ons uitdagings was die afgelope jaar baie groot en ons weet nie hoe ons oor die nuwe jaar se uitdagings moet dink nie. In so 'n tyd help Moses se gebed in Eksodus 33 vers 15 vir my, dat as die Here nie saam met ons gaan, hy ons nie verder moet laat gaan nie. Paulus bid in 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 oor omstandighede wat hy graag anders sou wou gehad het. En dan sê die Here vir hom dat sy genade vir hom genoeg is. God se krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak is. Paulus kies dan om nie in eie krag die pad vorentoe aan te pak nie, maar dit in afhanklikheid van God te doen. Soos Moses het hy gesê dat hy nie verder kan gaan as die Here nie saam met hom gaan nie. Ons kan ook nie hierdie nuwe jaar met al sy baie uitdagings sonder die Here ingaan nie. Ons het die Here baie nodig, want sonder hom is ons verlore. Die Here sê in Jesaja 41 vers 4 dat hy die eerste is en wanneer die laaste dinge gebeur, hy nog die Here sal wees. Dit sluit aan by Hebreërs 13 vers 8 wat sê dat Jesus Christus gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Al verander die tye en ons uitdagings, God bly dieselfde. Ek is nie bang vir wat voorlê nie, want ek weet, die Here wat my liefhet en elke dag 'n pad met my loop, sal ook in die nuwe jaar by my wees. Hy sal my nie een oomblik los nie. Ek kan hom maar net bly vertrou. Kies jy soos Moses om die Here wat hemel en aarde gemaak het en ook sy lewe vir jou gegee het, saam met jou die nuwe jaar in te vat? Kan hy in jou lewe doen wat hy wil en jou gebruik soos hy wil?